Gemoedsrus kom deur God se wet. Die grootste sekerheid wat ons kan hê, kom nie van beheer nie, maar van gehoorsaamheid aan God se woord. Ons lees juis in Psalm 119 vers 165. Vir die wat u wet liefhet, is daar groot sekerheid. Niks kan hulle laat struikel nie. Nou die einde van 'n week bring dikwels 'n aardige mengsel van verligting, maar ook spanning aan die een kant. Want enerzijds wink die naweek wat voorlê, maar hier in 'n mens se binneste onthou jy nog van die week se onafgehandelde sake wat jy eintlik nog graag wil voltooi. So ons het nodig om sekerheid te hê dat ons nie verlore voel nie. Dis juis hier waar God se woord 'n baie betroubare gids word en is. Almal wat hulle ekskursie beleef het saam met 'n betroubare gids weet, jy het soveel vertroue in daardie persoon dat jy op 'n manier beheer oorgee aan daardie een wat juis die kundige is. Wanneer ons dus ons lewe rig volgens God se beginsels, kry ons 'n innerlike gids wat ons deur chaos en onsekerhede heen stuur en lei sonder dat ons balans verloor of rigting verloor. Nou die Bybel as God se woord gee juis vir ons hierdie rigting en leiding in 'n tyd waarin ons vrede gesteel kan word deur inligting oorlading, deur morele verwarring en sosiale media se waninformasie. Nou dis interessant dat dieselfde beginsel ook deur positiewe sielkunde gestaan word. Krauss verduidelik dat waardegedrewe gedrag, wat hy noem value consistent action, bring juis emosionele veerkragtigheid en dit help mense om kalm te bly in hoë druk situasies. Met ander woorde, wanneer jou dade ooreenstem met jou diepste waardes, en vir die gelowiges bly dit gekoppel aan die waardes wat God se woord vir ons gee, bly ons innerlike wêreld stabiel en veerkragtig, ook juis wanneer die uiterlike wêreld te mekaar voel en onseker raak. Kies vandag vir jou 'n Bybelvers wat vir jou vrede en vertroue in jou hart sal gee en dra dit saam met jou vir die volgende tyd. Lees dit aan mekaar, oordink dit aan mekaar, sê dit hardop vir jouself aan mekaar. Jy kan dit ook op jou foon stoor sodat jy dit gereeld kan raaklees. En so bou jy liefde vir God se woord en daarmee juis ook vir God, wie die Gees gestuur het om ons te lei as die betroubare gids. Leef geïnspireerd.